Maar ons moet nie net aanhou om te sing vanoggend nie. So wonderlik om in ons Vader se huis te wees. Hier wil ons net kom om te kom sit by sy voete, om hom te aanbid. So lekker om saam met julle die Here te kan loof. Welkom vriende en familie. Waar ons nou kan rustig raak voor ons Vader en by hom kom hoor wat hy vir ons wil sê vanoggend. Nou, Pastoor Gerard en Rita stuur ook hulle liefde en groete vir julle. En hulle sal weer binnekort in die oujaarsdiens wees. Oujaarsdiens is Woensdag aand 6:00. Ja, Woensdag aand 6:00. So kom woon dit by ons by, saam met ons by. Ons geniet die einde van die ou jaar saam met ons. Maar ja, soos ek dink Sandra het nou gesê, vandag is die laaste Sondag van hierdie jaar. Die jaar is amper op sy einde. Ek weet nie vir julle nie, maar nog nie vir my gevoel of die jaar tot op 'n einde kom nie. Ek voel eintlik net of ons net oorgaan na die nuwe jaar toe. Maar ja, kom ons vergeet net van alles wat om ons aangaan, raak rustig, kom sluit ons oë en bid net saam. Vader, dankie dat ons hier kan loof en prys vir wie U vir ons is. Vader, dankie dat ons kan sê en dit weet, hoe groot is my God. Vader, ek glo dit met my hele hart, my hele siel. Vader, ek weet wie U is vir my. En dat ek by U voete kan kom sit en net hoor wat U vir my wil sê. Maak ons harte sag, maak ons ore oop, dat ons net op U woord sal fokus, Vader. Ek bid dit alles in die groot en heilige naam van Jesus Christus. Amen. Nou ek besef, Kersfees is nou verby. Ons het onmoontlik lekker oulike geskenkies gekry by iemand wat lief is vir ons. Dalk bietjie oorspandeer. Dalk jy onmoontlik te veel geëet. Ek weet ek het. Maar dit is lekker en ons kan dit geniet. Dit is vir ons gegee. Maar saam met hierdie tyd, dan besef ek begin ons te dink reeds aan die nuwe jaar. Die nuwe jaar wat voorlê, wat ons moet doen. Ons prioriteite, ons beplanning wat ons moet doen. So ek wil vanoggend bietjie met jou te gesels om jou planne te rig volgens God se wil. Want beplanning is nodig. Ons het nodig om te beplan, ons het nodig om vooruit te beplan en te dink wat ons moet doen. Jy sien, ek is mal oor die gesegde van failing to plan is planning to fail. Dit is amper vir my motto in die lewe. Want ek kan nie vorentoe gaan as ek nie beplan nie. Jy sien, hierdie tyd wat ons onsself in bevind, waarin ons nou lewe hier op aarde, ek besef ook dat ons nie net kan aangaan in die normale nie. Dit raak 'n tyd waar ons regtig moet beplan. Ek kan nie meer net lewe in my gewoontes nie. Ek moet my gewoontes aanpas en ek moet dit aanpas volgens God se wil. Sien maar, ons moet ook besef dat ons moet heeltemal gehoorsaam wees aan God se plan vir ons lewe. Want jy sien hoe, ek besef ook hoe wyser ek moet word in God se woord, word die wêreld ook so al hoe wyser in aardse kennis, in hulle kennis wat hulle kry. En ongelukkig word al hoe meer mense ook daardeur mislei. Ons sien dit oor ons om ons gebeur met die tegnologie wat nou so ontwikkel, AI wat nou so ontwikkel. Ons sien dit gebeur. Die mensekennis vermeerder ontsaglik baie. Ek het my vrou die week vertel, toe sê ek vir haar, ek het so 4 jaar terug, ek dink julle weet ek hou van rekenaarspel, ek dink ek het al vir julle gesê, ek's 'n gamer, dis lekker. Maar so 4 jaar terug het ek 'n rekenaarspeletjie gespeel en my rekenaar moes ek aanpas om die grootte en die detail van hierdie rekenaar, van hierdie speletjie te hanteer. En nou, hierdie afgelope paar weke, 4 jaar later, speel ek hierdie selfde speletjie op my selfoon. Waar gaan ons wees oor nog 4 jaar? As dit binne 4 jaar gebeur, waarheen gaan ons? Ek lees 'n artikel in Forbes hierdie week wat sê teen 2030 kan AI ongeveer 92 miljoen werke vervang. Dis skrikwekkend. Ek het so 'n bietjie so angsaanvalletjie gekry toe ek dit lees.
Daniël 12 vers 4 bevestig ook dat hierdie kennis so gaan vermeerder. Ek lees dit vir julle. Dit sê in Daniël 12 vers 4. But you, Daniel, keep this prophecy a secret. Seal up the book until the time of the end, when many will rush here and there, and knowledge will increase. My sê, ek soek nie aardse wysheid of kennis nie. Ja, dis goed om te leer. Dis goed om my kennis uit te brei. Maar dis net so belangrik vir my om my kennis toe te pas volgens die woord van God. En God se leiding in my lewe te soek, sodat my planne gerig kan word volgens God se woord en volgens God se wil. Dit help ook nie, ek kan baie goed beplan en ek kan baie mooi plannetjies maak, maar is nie volgens God se wil nie. Want ek besef net daarin, as ek dit doen, dan is ek eintlik besig om te beplan met wêreldse kennis. En dis weer eens nie wat ek wil doen nie. En al hierdie wysheid, ons het al hieroor gepraat, ek het laas jaar so 'n bietjie oor wysheid gesels, maar hierdie wysheid volgens Psalm 111 vers 10 kom van God af. Ek wil dit vir julle lees, dit sê, Fear of the Lord is the foundation of true wisdom. All who obey his commandments will grow in wisdom. Praise him forever. God is wysheid. God gee vir ons wysheid. Ons het al ook 'n bietjie gepraat oor die Hebreëse woord vir wysheid. En die Hebreëse woord vir wysheid wat hier gebruik word is chokma, wat beteken vaardigheid, intelligensie en ook omsigtigheid. Maar ek nou 'n bietjie dieper gaan kyk na wat is die kernwoord vir wysheid in Hebreëus, en as jy gaan kyk na die kernwoord is dit chakma, wat beteken om wys te wees. Maar net so belangrik vir my om ook wys te word en alles te doen met wysheid. So, om wys te word, moet ek dan groei in wysheid. Die sing nam ek ook gehoor gee aan God se woord, en dan moet ek sy leiding in my lewe soek, en beplan volgens sy wil. Hierdie woord, wysheid, is ook nie net poef, en ek weet nou alles. Ek het nou al die kennis nie. Nee, ek moet groei en ontwikkel in wysheid. Dan sê Spreuke 21 vers 5 vir ons die volgende, hy sê, Good planning and hard work lead to prosperity, but hasty shortcuts lead to poverty. Die versie beklemtoon net vir ons die belangrikheid van goeie beplanning. Dat ons nie kort paadjies moet soek in die lewe nie. Ja, ek weet, ons dink ons almal doen dit gereeld. Ek soek altyd kort paadjies, want dit is makliker. Maar die woord sê vir ons dat ons goeie beplanning moet handhaaf en nie kort paadjies moet soek nie. Jesus het ook so 'n bietjie oor beplanning gepraat. Hy sê in Lukas 14 vers 28 tot 30, uiteindelik baie daaroor gepraat, maar ek lees vir julle Lukas 14 vers 28 tot 30 en dit sê, En jy kan nie my disipel wees as jy nie jou eie kruis dra en my volg nie. Moenie eers begin voordat jy die koste bereken het nie. Want wie sal met die oprigting van 'n gebou begin sonder om eers kwotasies te kry en te sien of daar genoeg geld is om die rekeninge te betaal? Anders kan jy dalk net die fondament voltooi voordat die geld opraak. En dan sal almal mos vir jou lag. En dan sal hulle sê, daardie kerel het mooi begin bou, maar sy geld was op nog lank voordat hy klaar is. Dus ons kan so baie uit hierdie versie uitleer, maar Jesus self praat hier ook oor beplanning. Beplanning vir jou geestelike lewe, die koste van disipelskap, die koste om hom te volg. Maar hy praat ook vir ons oor beplanning en wysheid. Die groei wat nodig is in ons geestelike lewe ook. Maar toe ek nou bietjie gaan soek oor beplanning in die Bybel, dan kry ek versies so Spreuke 16 vers 9 wat vir my sê, We can make our plans, but the Lord determines our steps. Of dan Spreuke 19 vers 21 wat vir my sê, You can make many plans, but the Lord's purpose will prevail. Dit is waar. Maar dan vra ek myself, hoekom moet ek dan beplan? Want alles kan ons nou net uitwerk volgens God se wil. So ek hoef nie te beplan nie, ek kan maar net aangaan in my lewe. Maar ek het ook besef, hierdie versies beklemtoon vir ons die belangrikheid om na God se stem te luister in ons daaglikse lewe, in ons daaglikse beplanning wat ons doen. Want God se wil rig ons voetstappe. En God se planne vir ons lewe
gaan ons planne oorskry as ons nie beplan volgens sy wil nie. En ek weet ook dat my God se planne vir my lewe goeie planne is. Ek hoef nie te vrees nie, want God beloof dit vir my. Jeremia 29 vers 11, ek glo ons almal ken hierdie versie, sê vir ons, "For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans of good and not for disaster, to give you a future and a hope." Pragtige woorde wat ons net aan kan vasklou altyd. En verder weet ek ook, ek hoef nie hierdie tyd waarin ons lewe, ek hoef nie daarvoor te vrees of bang te wees nie. Want Jesus self kom sê vir my in Matteus 28 vers 20, dan sê hy, "Teach these new disciples to obey all the commandments I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age." Alweer, as jy die versie begin, dan gaan dit oor leer en ontwikkel. Jy sien, saam met leer en kennis opbou, kom ook beplanning. Dat ek meer en meer beplan. En ek besef ook net hierdie versie, hoe meer ek leer van Jesus, hoe meer besef ek hoef nie te vrees nie. Want hy is altyd by my. Hy is altyd daar vir my. En dit is wysheid. Want hoe meer ons groei, hoe meer leer ons van Jesus. Hoe meer ons die woord lees, hoe meer kan ons rustig wees in die tyd wat ons lewe. En eintlik uitsien en excited raak oor alles wat nog kom en wat moet gebeur. Jy sien, ek besef ook net dat ek dan enige situasie volgens Jakobus 4 vers 13 tot 17 kan beplan en vertrou dat God dan my planne sal rig as ek beplan volgens sy wil. Ek lees dit vir julle, Jakobus 4 vers 13 tot 17 sê, "Look here, you who say, today or tomorrow we are going to a certain town and will stay there for a year. We will do business there and make a profit. How do you know what your life will be like tomorrow? Your life is like the morning fog. It is here for a little while and then it is gone. What you ought to say is, if the Lord wants us to, we will live and do this or do that. Otherwise, you are boasting about your own pretentious plans, and all such boasting is evil. Remember, it is a sin to know what you ought to do and then not do it." Ek moet leer om te beplan volgens my God se wil. Ek moet leer om stil te raak en by hom te hoor, wat is sy plan vir my lewe? Hierdie moeilike situasie wat voor my lê, wat moet ek daarmee doen? Wat is sy wil vir my in hierdie taak? Ek gaan lees 'n bietjie in Deuteronomium en ek kry 'n voorbeeld van hoe om nader aan God te kom. En ek lees vir julle Deuteronomium 11 vers 18 tot 19 wat sê, "So commit yourselves wholeheartedly to these words of mine. Tie them to your hands and wear them on your foreheads as reminders. Teach them to your children and talk about them when you are at home, when you are on the road, when you are going to bed, and when you are getting up." Nou ek besef, ek hoef nie hierdie letterlik te doen soos die Jode en die woord aan my hand en aan my voorkop te dra nie. Ek moes dit op 'n stadium doen, maar in elk geval, ek is nie 'n Jood nie. Maar God se woord hoor die heeldag op my lippe en in my hart. Dit is waar vir die Jode, dit is nog steeds waar vir my. Want hoe meer ek hierdie doen, hoe meer ek tyd spandeer in God se woord, hoe meer ek nader aan God kom, hoe meer word hierdie vir my 'n lewenstyl. Hoe meer verander God se woord my. Hoe meer word my hart sag. Hoe meer gaan my ore oop. Hoe meer beweeg ek nader aan God. En dan sal my planne gerig word, maar ek dink net so belangrik, nie net my planne nie. Ek sal dit staan as 'n voorbeeld vir my familie, vir my vriende, vir my gesin, dat hulle planne ook begin gerig word volgens God se wil. Dus julle weet, ek kyk ook altyd na mense as 'n voorbeeld, en ek hou van praktiese voorbeelde, en as ek nogal gaan kyk na Noag in die Bybel,
het Noag alles gedoen wat ons vanoggend van gesels het. Hy was gehoorsaam, hy het naby aan God gelewe, hy het geloof gehad, en hy het God se wil gesoek, en volgens dit beplan. Maar ook was Noag bereidwillig gewees. Ek dink die storie van Noag is een van die vroegste voorbeelde wat ons kan gebruik vir beplanning, as ons in die Bybel gaan lees. En ek glo ons almal ken hierdie storie, hoe God die mensdom gesien het en die sonde van die mense en die duisternis hier op aarde, en dat God eintlik jammer was dat hy die mensdom gemaak het, en eintlik besluit het om die mensdom uit te wis. So ek wil vir julle lees in Genesis 6 vers 7 tot 8, wat sê, "And the Lord said, I will wipe this human race I have created from the face of the earth. Yes, I will destroy every living thing, all the people, the large animals, the small animals that scurry along the ground, and even the birds of the sky. I am sorry I have ever made them." But Noah found favor with the Lord. Sien, as jy die verhaal verder gaan lees, dan lees jy hoe God presies vir Noag instruksie gegee het, hoe hy die ark moet bou. Selfs die tipe hout, die lengte, die breedte, alles van hoe die ark moet lyk, het God vir Noag gegee. Noag het nog nooit 'n ark gebou nie. Noag het nog nooit 'n boot gebou nie. Het jy moontlik nie eens geweet wat is 'n boot of 'n ark nie. Maar op God se instruksie het hy geluister en gedoen wat hy moet doen. Sy gehoorsaamheid. Genesis 6 vers 22 beklemtoon eintlik die gehoorsaamheid van Noag, waar dit sê, "So Noah did everything exactly as God commanded him." Ek moet vir julle sê, terwyl ek voorberei, ek het by die versie gekom, kom die vraag net by my op, kan ek my naam daar insit in daai versie? Kan ek sê, "So Hillel did everything exactly as God commanded him"? Ek dink dis 'n vraag wat ons onsself moet vra, wat ons moet stil raak, en God daai vraag vra. Jy sien, Noag moes baie beplan in hierdie tydperk wat hy die ark gebou het. Dit was 'n massiewe taak vir hom. Hy moes soveel nuwe vaardighede aanleer wat hy moes doen. Soveel nuwe goed wat hy moes aanpak om hierdie ark gebou te kry. Hy sien Genesis 6 vers 9 sê ook vir ons die volgende van Noag. Hy sê, "Noah was a righteous man, the only blameless person living on earth at the time, and he walked in close fellowship with God." In 'n wêreld vol sonde het Noag verstaan dat hy moet fokus op God, en hy moet God se instruksie en God se leiding volg vir sy lewe. Hy het ook verstaan dat hy altyd moet naby lewe aan God, want die Bybel sê vir ons ook, "And Noah lived in close fellowship with God." Nou in die Bybel, as ons die Bybel gelees ook, dan besef jy, daar's nie 'n spesifieke tydperk wat vir ons gegee word, hoe lank dit gevat het om die ark te bou nie. Wat die Bybel wel vir ons sê is, Noag was 500 jaar oud toe sy kinders gebore was, en na hy die instruksie gekry het om die ark te bou, en toe was hy 600 jaar oud toe die vloed begin het. So daar's so 'n tydperk van omtrent 100 jaar tussen hierdie twee gebeurtenisse. Daar's 'n bietjie 'n stryery oor dit, maar kom ons sê dat dit 100 jaar, dit kon 'n bietjie korter, dit kon 'n bietjie later gewees het. Maar die feit van die saak is, dis 'n massiewe taak wat voor Noag gelê het, wat hom enigiets van tot 100 jaar gevat het om klaar te maak. Wat hy elke dag moes beplan, elke dag in geloof en vertroue moes opstaan en doen wat God vir hom gesê het. Ten spyte van die mense wat heel moontlik vir hom gesê het, "Wat doen jy?" Het hy nog steeds aangehou, en hy was gehoorsaam aan God se woord gewees. Hierdie wys net hoe gehoorsaam en hardwerkend Noag was, maar ook hoe hy moes beplan. Maar ek dink vir my die mooiste uit hierdie hele gedeelte uit, dit sê vir my hoe geduldig my God is. Dat hy nog steeds, na alles wat gebeur het, sy besluit wat hy gemaak het, nog steeds 100 jaar gewag het vir Noag om klaar te maak. 1 Petrus 3 vers 20 sê vir ons, hy sê, "Those who disobeyed God long ago, when God waited patiently
while Noah was building his boat, only 8 people were saved from drowning in that terrible flood. Nou hierdie 8 mense wat gered is in hierdie tydperk wat Noag gelewe het, wat hy net soos ons vandag in 'n moeilike tydperk lewe, het Noag teen die normale gegaan. Noag het teen die normale beplan, gelewe en geluister volgens God se wil en nie volgens die wêreld se wil nie. Hy het nie die norm aanvaar nie. Hy het net God se wil aanvaar. Hierdie beplanning en gehoorsaamheid het verseker dat Noag se gesin, maar ek dink meer belangrik, die mensdom en al die diere gered is. Maar ek dink dan kyk ons vas teen hierdie instruksies wat God vir Noag gegee het, hoe hy die ark moet bou, hoe die ark moet lyk. En ons glo dit is net dit wat Noag gered het. Ek stem saam, dit is baie belangrik. Dis 'n groot deel wat deel maak van hierdie hele verhaal. Jy sien Genesis 7 vers 16 kom met nog ietsie wat God gedoen het, en dit sê in die B-gedeelte van Genesis 7 vers 16, dan sê dit, Then the Lord closed the door behind them. Weereens kom hy God en hy tree in om te verseker dat Noag en sy gesin beskerm word. God tree in om te verseker dat sy plan wat hy het, die groter plan wat hy het, vervul word en hy maak die deur self agter Noag hulle toe. En na Noag en sy familie in die ark ingegaan het God ook verseker dat niemand anders daar kon inkom nie. Jy sien, net die mense op die ark is gered, weens Noag se gehoorsaamheid, en dat hy bereid was om sy lewe te rig volgens God se plan. So ek dink ons almal kan leer om te beplan volgens God se wil. En uit wat ons vanoggend gesê het, wil ek net vir julle so 'n paar punte gee en vir jou sê, as jy elke taak wat jy moet doen, elke besluit wat jy moet neem, moet ons verseker dat ons heel eerstens ons kennis toepas volgens God se woord en God se leiding. Dat ons nie kortpaadjies soek nie. Dat ons ophou om die kortpaaie in die lewe te soek. Dat ons beplan en begin beplan. Wanneer ons beplan, moet ons goeie beplanning handhaaf in alles wat ons doen. En soos Jesus ook vir ons gesê het, bereken die koste. Bereken ons koste in elke taak wat ons moet doen. Ek dink daai is 'n baie belangrike konsep wat hy vir ons daar gee. Bereken die konsep, die koste wat jy moet van enige besluit wat jy moet neem. En ek dink nog 'n belangrike punt is, luister na die leiding van die Heilige Gees in alles wat jy moet beplan. En ondersoek God se plan vir jou lewe. En dan besef ek ook net, ons moet God se woord lees en stil word voor hom, om by hom te hoor wat ons moet doen. En dan die lekker deel is, ons kan weet, God se plan vir ons is goeie planne. Hy het dit vir ons beloof. Hy sê, dan moet ek vertrou op God, en ek moet daarin glo, want ek weet wie ek dien. Moenie betwyfel nie. My vertroue moet sterker wees as enigiets anderste wat voor my mag staan. Want jy sien, as ek hierdie doen, as ek hierdie paar goedjies toepas in my beplanning en my lewe, dan gaan ek besef, ek hoef nie meer bang te wees nie. Ek hoef nie vrees te hê vir situasies wat mag opduik nie. Ek gaan nie meer besluite neem wanneer ek bang is, uit vrees uit nie. Maar ek gaan besluite neem uit geloof uit. Uit geloof en in geloof my ewige koning wat lewe. En ek sal ook weet dat God my sal deurdra in elke situasie. So nader tot God en hy sal tot jou nader. Ons dien 'n God van liefde. Maar ek dink, net soos met Noag, moet ons besef, ons dien 'n geduldige God, wat wag vir ons, dat ons wysheid in sy woord moet vermeerder. Kom ons bid net saam. Vader, dankie vir die woord wat U vir ons gegee het, dankie vir die kennis wat ons kan kry by U. Dankie dat ons U kan loof en prys en Vader, soos ons weet, ons staan nou op die einde van die jaar,
Soos in die laaste Sondag van hierdie jaar, Vader, weet ons, U het ons so mooi deurgedra. In elke situasie wat U by ons gewees. Nou het ons dit partykeer nie gesien of gevoel nie, weet ek, U was daar. Ek bid, Vader, dat ons harte sal oopmaak en ons oë sal oopmaak, dat ons dit meer kan raak sien, dat U altyd daar is vir ons. Dat U altyd ons dra en lief is vir ons. Vader, ek loof net en ek prys U vir alles wat U vir ons doen. En ek bid dit in die groot en heilige naam van Jesus Christus. Amen. Dis tyd.